Die ekonomie speel 'n groot rol in die beoordeling van die president. Treinwaens is vermoedelik aan die brand gesteek in Athlone en 'n beter as verwagte werkloosheidssyfer uit Amerika. Goeienaand, ek is Marieta Kreer. Die navorsingsagentskap TNS sê ekonomiese kwessies speel 'n groot rol in die beoordeling van president Jacob Zuma. Die president se steun het in die laaste tyd met 'n stewige 10 punte gedaal en op sowat 48% in die stedelike gebiede gestabiliseer. Die agentskap sê dit is heelwat laer as Zuma se hoogste vlak van 58% aan die einde van 2009. TNS het die steekproef onder 2000 Suid-Afrikaners in 7 metropolitaanse gebiede gedoen. 'n Woordvoerder, Neil Higgs, verduidelik. The most pressing issues in South Africa always revolve around poverty, unemployment, crime and housing. Those will be generally the most hot topics. Obviously things like education and health do raise themselves as well, but unemployment is always the hottest topic, followed by poverty and crime. Neil Higgs van die navorsingsagentskap TNS. Die waarnemende uitvoerende hoof van die Padverkeer Bestuurskorporasie, Collins Letswala, het ontken dat sy aanstelling onwettig is. Letswala het die media in Pretoria toegespreek. Hy sê totdat alle regsprosesse oor sy aanstelling in Augustus 2010 uitgeput is, bly hy die hoof van die korporasie. In Maart het die Arbeidshof beslis dat Letswala se aanstelling onwettig, ongeruimd en ongeldig is. Die korporasie het verlof om teen die uitspraak te appeleer. Die Weskaapse minister van vervoer, Robin Carlyle, het gister gesê hy het in Augustus aan aandeelhouers van die korporasie gesê, is onder andere bekommerd oor Letswala se aanstelling. Carlyle het ook gesê hy is bekommerd dat die totstandkoming van die nasionale verkeerspolisie plaasgevind het, 5 maande voordat dit in die Staatskoerant gepubliseer is. 3 mans het 'n egpaar van Tongaat in KwaZulu-Natal vermoor en hulle seun gewond. Die 56-jarige sakeman, Balaram Reddy, en sy 52-jarige vrou, Maliga Reddy, is in hulle beddens doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder, Jane Naiker, sê hulle 27-jarige seun, Nevishan Reddy, is geskiet en met 'n mes gesteek. Hy is in 'n ernstige maar stabiele toestand in die hospitaal. Naiker sê 3 onbekende aanvallers het by die Reddys se agterdeur ingebreek en hulle aangeval. Ander lede van die gesin was nie tuis nie. Die motief of enigiets gesteel is, moet nog vasgestel word. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Kaapse polisie vermoed dat brandstigters 2 treinwaens van Metrorail in Athlone buite die stad aan die brand gesteek het. Niemand is beseer nie. Die voorval het teen etenstyd by die Heideveldstasie voorgekom. 'n Ondersoek na die oorsaak van die brand is aan die gang. Opruimingsoperasies is nog aan die gang en die stasies is in die rigting van Kaapstad gesluit. Metrorail het pendelaars gewaarsku om vertragings te verwag. 'n Chinese burger wat in verband met die onwettige besit van ivoor in hegtenis geneem is, het geweier om sy vingerafdrukke aan die polisie te gee, omdat hy onskuldig wil pleit. Die 51-jarige Jing Jiani is Dinsdag in Table View buite Kaapstad saam met die 41-jarige Jing Shangsen in hegtenis geneem. Hulle het vandag voor Landros Frederik Louw in Kaapstad verskyn. Louw het aan Jenny gesê, sy weiering om sy vingerafdrukke te gee, sal sy borgtog aansoek keer, omdat binnelandse sake nie kan bepaal of hy wettig in die land is nie. Die saak is tot aanstaande donderdag uitgestel. Die weeklikse werkloosheidssyfer in Amerika het tot die laagste vlak sedert April 2008 gedaal. Die Departement van Arbeid sê dit is nog 'n aanduiding dat die arbeidsmark besig is om te herstel. Die data is beter as wat die meeste ekonome verwag het. Verlede week het 364.000 werklooses in Amerika eise ingedien, teenoor die verwagte 380.000. Die owerheid in Mexiko het 'n hele munisipale polisiemag ontbind as deel van 'n veldtog om korrupsie uit te roei en veiligheid te verbeter te midde van dwelmverwante geweld. Die Meksikaanse vloot het intussen wetstoepassing oorgeneem in die munisipaliteit van Bocadillo, Veracruz, 'n gewilde toeristebestemming in die Golf van Mexiko. Meer as 900 polisielede is afgedank. En 'n berig wat ek nou net ontvang het. 'n Passasierstrein van Metrorail het tussen die Réunion en Zwelethostasies aan die buitewyke van Umlazi, suid van Durban, ontspoor. Alle treinverkeer na en van Umlazi is ontwrig. 'n Woordvoerder van Metrorail, Thandi Mkhize, sê aanvanklike berigte dui daarop dat die trein teen 'n voertuig gebots het. Sy sê hulle probeer nog vasstel hoeveel passasiers in die ongeluk beseer is. Mkhize sê Metrorail het intussen busse gereël om die pendelaars na hulle onderskeie bestemmings te vervoer, aangesien die roete nog steeds gesluit is.